Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ja, ons is by Vrydag en ons woord kom uit Filippense 3 vers 10. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Een ding, sê die boodskapvertaling, wil ek nou regtig graag hê, en dit is om Jesus te ken. Daardie krag wat Jesus lewend uit die graf laat uitstap het, wil ek ook hê. Ek wil nie weghardloop vir lyding soos Jesus se nie, al beteken dit, ek moet soos hy sterf. Om te dink ons raak gelykvormig aan Jesus Christus, in wat hy vir ons deurgemaak het aan daardie kruis. Dit wat hy vir ons gedra het, wat in jou lewe aangaan, raak jy gelykvormig aan wat hy vir jou oorwin het. Soveel van ons strewe, meer na selfverwesenliking, maar ons moet eerder daarna streef om Jesus Christus te ken. 'n Gelowige moet nooit glo dat sy omstandighede maar net blote toeval is nie. Baie keer maak ons die fout om ons lewe in kompartemente op te deel, die wêreld en die gees, maar ons besef nie dat ons gees, siel en liggaam is, wat so verweef is in mekaar nie. In elke situasie, gees of vlees, moet ons as 'n geleentheid dit sien, soos wat Paulus gesê het, om Jesus beter te leer ken. Heilige Gees in ons se wil is, dat Jesus oral in ons lewe sal realiseer, en oor ons sal wees, dat ons by daardie selfde punt uitgebring sal word, wat die waarheid is, wat ons sal leer ken, wat ons vrymaak, wat Jesus vir ons gedoen het. Ons kan nie roem in ons eie goeie werke nie, in ons goeie dade, of in ons geloof wonders nie. Want wat ek en jy ook al doen, of ons eet, of ons drink, of selfs die voete van medegelowiges was, moet ons sien as 'n geleentheid, waar ons Jesus wil laat raak gesien word. Elke fase van ons lewe moet 'n spieelbeeld raak van die lewe wat Jesus vir ons volbring het. Jesus het in sy alledaagse lewe sy verhouding met sy Vader verwesenlik. Johannes 13 vers 3 tot 5. Jesus het geweet dat hy van God afkom en dat hy na God toe teruggaan, maar tog het hy handdoek gevat en hy het begin om sy disippels se voete te was. En dit was die werk gewees van 'n slaaf. Ken ek Jesus, waar ek my vandag my nou bevind, waar ek in sy woord staan. Ek is hier om Jesus te ken. Hoe meer ek hom leer ken, hoe groter raak my liefde. Liefde raak vertroue, dat ek weet wat ek ook al in sy naam mag vra, sal ek ontvang. Wat is jou wens? Wat is jou begeerte? Weet jy dat jou wense waar sal word, as jy begin om in Jesus se krag, in sy opstanding, dit te soek, dat die Heilige Gees jou leer om te verstaan, hoe jy saam met Christus gekruisig is, en hoe jy ook saam met hom opgestaan het, en dat jy nou saam met Jesus ook sit in hemelse plekke. Here, baie dankie vir 'n oorwinnende woord vanoggend. Dankie vir die krag wat daar in u bloed is. Here, dit is regtig wat ons graag wil hê, is om die krag te leer ken wat in u bloed is. Daardie krag wat ons silwerskoon was. Dankie Jesus. Dankie ook vir u liggaam se genesing, elke wond van my. Amen.